Goeie Vrydagse diens, DV eerskomende Vrydag, is 8 uur die oggend hier so by ons, saam met die NG en die moedergemeente, die Oosgemeente en die Hervormde Kerk. En ons gaan nagmaal tydens daai geleentheid gebruik, om net weer die werklikheid van Christus se soendood te herdenk. En dan is ons 'n gesamentlike diens ook weer vir die Opstandingssondag, die eerskomende Sondag, 9:30, gewone tyd, by die moedergemeente, daar saam met Piet Otto hulle. En dit is al afkondigings wat ons het. Ons begin ons saam wees met ons openlike verklaring, en ons gaan dit vanoggend doen aan die hand van Psalm 40 vers 2 en 3, en ons gaan dit staande doen, as 'n ontmoeting met die Here, en daarin 'n gebedshouding, 'n gepaste gebedshouding, want ons verwoord iets van God wat ons optel, en voor hom laat staan, op goeie grond, op vaste grond laat loop. So kom ons staan vir ons openlike verklaring, en daarna gaan ons bly staan vir die seëngroet, en dan antwoord ons op die seën van die Here deur saam te sing van lied 184, vers 1, 2, 3 en 4, en daarna kan jy plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. So kom ons staan, en dan begin ons saam wees. Wanneer ons saamwees begin, so staande, dan doen ons dit met hierdie woorde van Psalm 40. Ek het gesmag na u hulp, Here. U het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. U het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. En wanneer ons met hierdie versigtiging voor ons Vader rustig word, mag ons hoor, as hy ons groet en seën met hierdie woorde: genade en vrede vir jou, van God ons Vader, in die Here Jesus Christus. Amen. Tot sy ere, lofsing die koning, die skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam, loof hom die Heer van die Here. Lofsing die Here wat kunstig u liggaam Wanneer ons stilstaan by ons belydenis, dan staan ons stil by Sondag 32. Dis nadat ons die vraag geantwoord oor hoekom ons moet goeie werke moet doen, nou antwoord ons, want God is in Christus besig om ons deur sy woord en gees te vernuwe, sodat ons sy beeld gelyk kan wees. En dan vra ons dan, maar hoe waaruit bestaan ware bekering? Hoeveel dele bestaan
ware bekering uit. En dan antwoord ons uit 2 dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Wat is die afsterwing van die ou mens? Dis 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. En hier is dit regtig belangrik, hoe langer hoe meer. Wanneer Paulus die Here bid dat hy die doring uit sy vlees sal haal, die ou mens sal wegvat, dan sê die Here, my genade is vir jou genoeg. Die ou mens gaan bly staan met ons wees totdat ons hierdie lewe verlaat. En dis sodat ons in afhanklikheid van die Here sal bly lewe. Maar dit beteken nie ons aanvaar dit maar net goedsmoeds nie. Ons vlug weg van die raad en die verlange van die ou mens. Die ou mens wat van nature geneig is om God en sy naaste te haat. Ons vlug weg van daardie manier van dink, daardie manier van leef, daardie manier van doen. Teenoor dit is ware bekering ook die opstanding van die nuwe mens, en dis 'n hartlike vreugde in God deur Christus, en 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Nou die hart hiervan is dit, wanneer ons in Christus by ons Vader tuis kom, is die ou mens verby, hy kyk nie meer daarna nie, en die nuwe mens het gekom. Ons is nuwe skepsels, en daarom kan ons as nuwe mense in hierdie wêreld leef. En dis die vreugde wat hier beskryf word, wat ons in God deur Christus vind, is juis omdat ons die uitkoms beleef van 'n ou mens wat opstandig teen God draai meeste van die tyd, altyd, en daarteenoor God wat sê, jy is myne, ek het jou nuut gemaak. Daarin setel en anker die vreugde wat ons mag ken. En daarom, dit wat ons in Lied 184 verwoord het, is so belangrik. God is die een wat by ons bly. God is die een op wie ons oë gerig hou, want dis hy wat na ons kyk in liefde. Wanneer ons praat oor die verbond, die innige verhouding waartoe God ons roep, is dit ons grootste troos as ons na die Bybel kyk, in die Ou en in die Nuwe Testament. Dis God wat die verbond in stand hou, want ons sukkel. Maar hy weet dat ons stof is. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte en daarom hou hy sy verbond in stand. Deur sy woord en gees trek hy ons elke keer nader na hom toe. Kom ons maak sy naam hiervoor groot en ons antwoord en ons verwoord ons afhanklikheid van die Here deur saam te sing van Lied 280 vers 1, 2 en 3 en daarna bid ons saam.
Kom ons bid saam. Vader, as ons in ons saamwees voor U rustig word, dan is dit met dankbaarheid in ons harte. Dankbaarheid omdat ons mag ervaar dat U ons aan die hand vat en dat U ons op pad neem, 'n pad van daaglikse bekering. Dat U getrou bly en dat U die goeie werk wat U in ons begin het, volëindig. Dat U steeds daarmee besig is en dat ons mag lewe met die sekerheid dat U dit sal volbring op daardie dag wanneer Christus Jesus weerkom. En wanneer ons in hierdie oomblikke voor U rustig word en daarin ook in gedagtenis roep dat dit U leiding is wat hierdie nuwe lewe moontlik maak, dan maak ons U naam groot daarvoor. Dankie dat ons U kan ken as redder en verlosser, maar bo alles as goeie God en hemelse Vader. Dankie dat ons mag weet dat U getrou bly, selfs al sukkel ons met tye. En wanneer ons in hierdie oomblikke voor U rustig word, dan pleit ons Vader, maak dit rustig in ons harte, dat ons te midde van ons stoei en worstel met ons ou mens en die geleentheid wat 'n nuwe mens moontlik maak, maar daarin die uitdaging van nuut lewe in 'n stikkende wêreld, dat ons mag ervaar dat U ook in hierdie oomblikke by ons is, maar dat U voortdurend by ons is. En daarom pleit ons Vader, maak ons sensitief vir die leiding en die werking van die Gees, dat ons die mooi van dit waarmee U besig is, opnuut meer mag hoor, dat dit in ons harte ingang mag vind, en dat ons mag lewe, ooreenkomstig die waarheid van die evangelie, dat U red, dat U verlos, dat U in genade nader trek. Dankie dat ons mag leef, en dat ons in U teenwoordigheid mag leef, seker in die wete, dat ons U kinders is. En as ons die pad vooruit kyk en partykeer wonder oor hoe U iets goeds kan maak van ons, dankie dat ons mag weet, dat selfs al kan ons nie sien wat ons gaan wees nie, ons nou al kan weet, ons is U kinders, en ons sal dit altyd bly. Seën ons, wanneer ons luister na U woord. Ons pleit dit in Jesus se naam. Amen. Ons staan stil in die prediking rondom die gawes van die Gees en ons maak weer vas, baie belangrik, dat die 3 belangrikste gawes in volgorde van belangrikheid wat die Here gee, is, hy gee homself, sodat ons kan lewe. God gee homself, hy openbaar homself, hy sterf in ons plek, en dan natuurlik dra en onderhou hy ons, hy gee homself. En daardie is regtig belangrik, hy gee homself ten spyte van ons sukkel en ongehoorsaamheid met tye. Hy hou nie op om homself te gee nie, hy bly getrou. Dan die tweede baie belangrike gawe in volgorde van belangrikheid is natuurlik dat hy vir jou gee. Vir jou met jou vermoëns, jou talente, jou gawes. En het is regtig belangrik dat ons dit weer sal vasmaak. Die Here maak elkeen van ons uniek en spesifiek om binne in sy wêreld mooi te maak. Nou, ons verstaan dat die sondeval dit stikkend gebreek het, en daarom gee die Here homself, sodat ons weer herstel in ons verhouding met hom kan lewe as nuwe mense. En dan die derde belangrike gawe wat die Here gee, is dat daar 'n geleentheid moontlik word, wanneer ek herstel in my verhouding met God, naby hom kan leef en saam met hom kan werk. Maar nou is dit hier belangrik, en dis waarby ons vir hierdie geleentheid stilstaan, Johannes, daai skets net asseblief, is dat ons moet ag gee op dit wat ek ontvang, of dit wat jy ontvang het. Ons ontvang verskillende gawes, want Christus gee verskillende gawes aan verskillende mense. Ons is verskillend. Ons is nie dieselfde nie. En God het dit so beskik. En nou het ons vasgemaak dat een van die goeders wat ons hinder, wanneer ons praat oor die uitlewing van ons gawes, is die ou mens wat baie keer nikkerig kan raak as ons sien watter gawes ander mense ontvang het, en dat ek so 'n bietjie bitter raak as ek voel dat ander mense het beter gawes as ek ontvang, of na die ander kant toe dat ek 'n bietjie hoogmoedig word as ek dink ek het beter gawes as ander ontvang. En nou is dit daar kan die ou mens in ons kniehalter in die uitlewing van ons gawes.
van dit waarvoor God ons gemaak het en hier geplaas het. En in plaas daarvan dat die gawes wat hy gegee het om saam in die liggaam te werk, om mekaar te komplementeer, kom ons dan by hierdie plek waar daar eintlik spanning ontstaan en ons mekaar nie lekker kan vind in ons saamleef en saamwerk nie. En daarom maak ons vas, die Here sê, gee ag op dit wat jy ontvang het. In Jesus se gelykenis van die talente, maak hy swaar water daaroor, dat elkeen gaan rekenskap gee oor dit wat hy of sy ontvang het. Jy word nie beoordeel in jou diens en ywer aan die hand van dit wat ander mense ontvang het nie, maar gewoon net aan dit wat die Here aan jou toevertrou het, of dit 5, 2 of 1 talent is. En daarin is dit dan vir ons die vraag, wanneer ons hierdie waarheid in gedagte hou, dat Christus vir ons elkeen verskillend gegee het, en dis die ou mens wat ons byt, wat maak ons met die ou mens? Hoe kom ons by 'n gesonde plek in die uitlewing van ons roeping, en daarin in die gebruik en in die beoefening van ons gawes en talente? En daarvoor luister ons na dit wat die Here met ons deel, in Romeine 11 en 12, en ons begin daar in Romeine 11 vers 32. Die gedeelte net vooraf dit, het Paulus beskryf hoe God se plan, hy vermoed God se plan met Israel gaan werk, wat hulle rug op Christus gedraai het, en dan sê hy nee, die Here gee die evangelie aan die heidene, sodat die heidene deur hulle lewe in getroue navolging van Christus, uiteindelik weer die Israeliete jaloers kan maak, die Jode jaloers kan maak, sodat hulle na God toe kan kom. En dan kom hy by hierdie opsomming van hierdie idee, en hy sê, God het almal aan ongehoorsaamheid oorgegee, sodat hy hom oor almal kan ontferm, of as jy wil, aan almal medelee kan betoon. So, Jood en nie Jood, almal is aan ongehoorsaamheid oorgegee, en God wat die verbond in stand hou, reik uit na almal. En daarom kom hy by hierdie loflied, oor diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onheilspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En nou verlede week het ons by hierdie gedagte stilgestaan, want dis daar die gedagte van die kat wat gered word. Nou, wanneer ek gered is, gryp ek met alles wat ek is en het aan God vas. En dis regtig belangrik as ons hierdie pad wat Romeine 12 vir ons oopbreek wil verstaan. Nuwe denke kom by 'n vashou, kom vanuit 'n vashou aan God, kom vanuit 'n innige verhouding met God. En dis net wanneer ek verstaan hoe groot dit is, dat God my gered het, hoe nodig ek daardie verlossing het, wanneer dit wat hierna volg vir my sin maak. Nou dan hoor ons, nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God, die feit dat God almal aan ongehoorsaamheid oorgegee het. Hy is nie onkant gevang deur ons opstandigheid nie, sodat hy aan almal ontferming kan betoon, medelee kan betoon, sodat hy na almal toe kan uitreik. Op grond van die feit dat God dit gedoen het, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik, in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees, en as ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees,
Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Tot sover. Wanneer ek verstaan dat God my gered het, gryp ek aan hom vas. En dan kom die oproep, gee jouself. God het homself gegee, hy het gesterf in ons plek, daarom gee jouself. Nou kom Paulus en hy sê, wanneer ek na God toe gaan, dan moet ek myself gee as lewende heilige offer, want dan sal ek leer wat dit beteken om as geskapene van God te lewe, soos wat God bedoel het. Dan sal ek weet wat is goed en reg en aanvaarbaar, aanneemlik vir God. Nou ons gaan, wanneer ons na Paasfees, by die laaste keer by hierdie teks stilstaan, gaan ons dan nou by die uitvloei daarvan stilstaan, en dis die manier wat hy van vers 5, tegnies vers 3 af beskryf. Jy is nie alleen nie, jy is deel van 'n liggaam, oefen jou gawes hier. Maar waarby ons vanoggend wil stilstaan is, maar hoe werk hierdie vernuwing van my gedagtes dan nou? Word ek net een oggend wakker en skielik dink ek anders? Of is daar 'n proses? En die antwoord is, natuurlik is daar 'n proses. Maar dit anker in dit wat jy ten diepste glo. Glo ek werklik dit wat God gedoen het vir my? Glo ek dat ek 'n elendige sondaar was, dat ek myself nie kon help of red nie, en God het uitgereik en my aan die hand kom vat? Nou, wanneer hy sê dat ons ooreenkomstige geloof wat ons ontvang het uiteindelik moet dien, dan raak hy daar 'n baie belangrike gedagte aan, wat ons baie keer onderspeel, veral in die gereformeerde kerke, omdat ons bang is vir werke. Dan kom ons by 'n plek dat ons sê, geloof gaan net oor vertrou die Here, maar die woord wat Paulus hier gebruik, en wat reg deur die Nuwe Testament gebruik word, het 2 aksente. Omdat ek glo, omdat ek vertrou, daarom is ek ook betroubaar. Omdat ek sekere dinge glo en as waar aanvaar, daarom doen ek sekere dinge. Ja, nee. As ons 'n woordblom sou maak van daardie woord pistis in die geloof, dan gaan ons hom so in 3 vlakke kan verdeel. Moenie dink aan vlakke nie, want dit gaan nie van bo na onder nie. Daar's net hierdie velde wat ons kan raak sien. Die eerste is dat hierdie woord wat ons gebruik, wat ons vertaal met geloof of glo, beteken vertroue. En dis hoe ons dit tradisioneel verstaan. Ek vertrou die Here. Ek vertrou dat dit wat hy gedoen het waar is. Ek vertrou dat hy die een is wat my verlos en red. Maar daardie woord word ook in daardie konteks gebruik as dit wat geglo kan word. Ek glo dat dit waar is. Daar's 'n vertroue. Ek kan vertrou dat dit waar is. Dit is een betekenis daarvan. Dan is daar 2 ander velde wat saamkom, en dis die gedagte van die doktrine of die Christelike geloof, die inhoud daarvan. Die wat geglo kan word. En dan heel onder het ons dan die betroubaarheid en die belofte. En dit is nie God se belofte nie, dit is my belofte. So, omdat ek glo dat God is wie hy sê hy is en gedoen het wat hy gesê het hy doen, daarom is ek betroubaar. Ek stap dien ooreenkomstig hierdie waarheid die pad. En daarin die belofte wat ons maak, wanneer ons belydenis van geloof doen, of wanneer ons as gelowiges by geleenthede, by kruispaaie in ons lewe kom en 'n onderneming teenoor die Here maak. Want ek vertrou die Here dat hy sal doen wat hy gesê het hy gaan doen, omdat hy is wie hy sê hy is, en dan leef ek op 'n sekere manier. En dis hierdie 2 gedagtes wat ons regtig ter harte moet neem. Ek vertrou die Here en daarom doen ek in ooreenstemming met daardie vertroue, met daardie waarheid. Nou het ons dit verwoord verlede week aan die hand van die gedagte van die kat wat in die water val, en 'n kat, as hy in die water val en jy trek hom daar uit, draai hom so in sy vel om, dan klim hy so teen jou arm op. Hy het geen ander uitkoms nie. Dis wat sigbaar word in 'n gelowige se lewe, wanneer 'n gelowige aan God vasgryp as die een wat hom red. Nou daardie beeld is baie keer 'n bietjie verwarrend. Reinhard Bonke het 'n baie mooi beeld waarin hy hierdie verduidelik. En dis die van 'n ryk man met 'n baie groot huis. En die ryk man is eendag aan sy huis, ja nee. Is eendag daar in sy huis en hoor 'n klop aan die deur.
gaan toe nader en gaan deur toe en hy maak op en hier's Jesus en hy's baie bly. En hy nooi vir Jesus in en hy's regtig bly en hy's baie dankbaar en hy sê toe vir Jesus, nee, dis reg. Hy gaan die beste vertrek in die huis aan Jesus gee. Hy vat hom toe na die boonste verdieping toe, na die penthouse toe en hy laat Jesus daar bly. En dis alles goed en wel. Volgende dag klop aan die deur, hy stap na die voordeur toe en hier is die duiwel. En die duiwel wil net inkom. En dis al die versoekings wat hy in sy lewe nog nie eers geken het nie. En hy stoei en hy spartel, maar uiteindelik kry hy die deur toegemaak. En hy staan moeg en moedeloos voor daai deur en skielik onthou hy maar Jesus is dan hier in die huis. En hy stap toe nou maar op met die trappe tot daar bo en hy gaan klop daar aan die deur in die kamer wat hy vir Jesus gegee het en hy sê vir Jesus, die duiwel was nou net by die deur. En Jesus sê vir hom, nee, ek weet. En hy pluk so 'n bietjie verward en hy sê vir Jesus, maar hoekom het jy nie kom help nie? En Jesus sê vir hom, maar jy het net vir my hierdie kamer gegee. Wow. En hy verstaan toe en hy sê nee, jy kan 'n hele vloer kry. En is alles goed en wel, volgende dag weer 'n klop aan die deur, maak die deur op, hier is die duiwel weer, selfe fight, weer oor. Stoei, spartel, worstel. Dis net versoekings. Maar uiteindelik kry hy daarom die deur toegemaak. En hy besef nee, iets werk nie. Hy stap weer op boontoe, gaan praat met Jesus. En hy sê vir Jesus, maar die duiwel was weer by die deur en Jesus sê, ek weet. Maar hoekom het jy nie kom help nie? Sê, want jy het net vir my hierdie vloer gegee. En toe verstaan hy en hy gee die hele huis vir Jesus. Sy hele lewe met ander woorde, van bo tot onder. Volgende dag klop hy aan die deur en soos wat hy opstaan om voordeur toe te gaan, hoor hy gaan die voetstappe verby. En soos wat hy in die portaal kom, sien hy net hoe Jesus die deur oopmaak en die duiwel wat onmiddellik op sy knieë val en sê, ekskuus, verkeerde adres en wegloop. Dit is wat gebeur wanneer ek verstaan dat God is my verlosser. Ek gee alles wat ek is en het vir hom. Dan is ek veilig. Beteken nie ek gaan nie verleiding deurgaan nie. Beteken nie daar gaan nie versoekings kom nie. Maar wanneer ek my hele lewe aan Christus gegee het, dan is hy die een wat die deur antwoord. Dan is hy die deurwag by wyse van Spreuke. Dan is hy die een wat uiteindelik vir my instaan wanneer die bose kom om te slag en te steel en te moor. Maar ek moet dit vir hom gee. Nou is dit nie so eenvoudig, as mens nou aan hierdie beeld dink oor die ryk man, hy wou eintlik net daai boonste stukkie vir die Here gegee het, maar die res wil hy vir homself hê. Nou jy kan seker so daarna kyk, maar daar lê iets diepers hierin. Want sien, in daardie ouer huise het jy verdiepings onder die grond ook gehad. Dis waar jou waskamers en goeders was, maar heel onder was die kelderverdieping, waar die kolekamer was. En dis waar jy vuur gemaak het om die hele huis warm te maak. En die kolekamer was uit die aard van die saak nie die skoonste plek wat jy gekry het nie. Dis die plek wat heel onder was en toe was agter deure. Dis wat niemand gesien het nie. Boontoe op was dit mooi en skoon, maar daaronder is dit vuil en lelik. En dis baie keer die waarheid van ons harte. Daar waar die ou mens lewe, diep in ons binneste, daar wil ons nie hê ander mense moet sien nie. So ons poleer en ons polish en ons maak mooi dit wat bo in, dit wat uitsteek vir die mense, maar dit is belangrik. Sien nou na hierdie sketsie kyk, gaan jy sien daar uit die stofie uitkom maar 'n skoorsteen en hy hardloop deur al die vloere, want hy maak die ander vloere ook warm. En dan heel bo gaan hy by die skoorsteen uit. Jy kan mooi blink poleer en mooi maak en regskuif in al daai boonste vertrekke. Maar dit wat daaronder gebeur, het 'n invloed op die res van die huis. En as jy dink jy kan dit vir die mense rondom jou wegsteek, wanneer hulle daai rookie sien trek, dan weet hulle nie iemand brand kole. Hulle ruik dit, hulle sien dit. En nou is dit die uitdaging. Wat maak ons as gelowiges wanneer ons hierdie oproep hoor van gee jouself as lewende heilige offer en gaan na God toe? Hoe gee ek myself? Wat is die diepste van dit wat ek moet gee? En die antwoord is alles. Ek gee ook my ou mens. Ek gee juis my ou mens. Nou word ons groot en ons het hierdie ding waarmee ons groot geword het van oor die beste vir die Here en dis goed en reg en waar. Daar's genoeg gronde daarvoor as jy na die Ou Testament toe gaan en jy gaan luister na die tekste as hulle die offers beskryf, geen dier wat gebreklik is mag jy gebring het nie. Jy bring jou beste na die Here toe. En as dit die oesfees is, dan bring jy die eerste vrugte van die oes. Jy bring jou beste na die Here toe. Dis waar. Dit is verseker so.
Maar wanneer die Here kom om te verlos, dan gee hy sy beste. Hy gee homself, hy gee sy seun. En daarom kan Paulus in hierdie gedeelte gee jouself as lewende heilige offer, gee alles wat jy is en het, want God het alles gegee, en daarom moet ek en jy alles gee. Kan ek en jy alles gee. Maar wat ons baie keer sukkel om te verstaan is, wat is dit wat ons ten diepste moet gee, en wat ons ten diepste moet gee is die ou mens. Moenie dit een kant hou nie. God het ons lief terwyl ons nog sondaars is, terwyl ons opstandig weg van hom af lewe. En wanneer ons by hom tuis kom, dan sê hy, bring wat jy het. En dis wanneer jy verstaan wat die evangelie eintlik oor gaan. Ek is nie goed genoeg nie. Want wat ek het, wanneer die tekkie die teer slaan, is baie keer net my ou mens. Spring reg op, spring uit, maak chaos in my lewe. En nou sê die Here, bring dit. Ek sal jou ou mens vat vir jou nuwe mens gee. En as jy eentjie saam met my die pad gestap het en die ou mens spring weer op, bring dit. Ek sal dit vat. Ek sal vir jou nuwe mens gee. Ek sal nuut maak dit wat die ou mens in jou lewe verwoes, maar kom na my toe. Jesus sê, wanneer die wortels van 'n boom aan God gewy is, dan sal die takke ook aan hom gewy wees. Wanneer dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En nou is dit waar van ons elkeen se lewe, dat die ou mens kry met tye hierdie houvas op ons, en dan spring hy op en lewendig en gesond en maak chaos. En as ek dit los, dan gaan hy 'n groter en groter houvas in my hart kry. En soos wat die ou mens meer en meer in beheer in my hart word, raak so en so gaan dit meer en meer in my woorde en in my optrede sigbaar word. En daarom sê die Here, bring dit na my toe. Kom na my toe. Bring die ou mens. En dis die eerste ding wat ons offer, as ons ons hele lewe offer. As ons onsself gee as lewende heilige offer. Ons gaan nie na God toe met hierdie gepoleerde prentjie van oor die nuwe mens nie. Ons gaan met ons gebrokenheid na hom toe. Johannes. Daar is 'n gesprek in verhouding, dis waaroor hierdie kanselkleed gaan. Nou het ons verlede week vasgemaak, daar is iets baie innigs in daardie gesprek, want God vat ons aan die hand. Hy lei ons op hierdie pad, dit wat ons in daardie eerste lied verwoord het. Hy is die een wat getrou bly. In die tweede lied, toe ons lied 82 gesing het. Nou, hy kom vat ons aan die hand, maar hy kom vat my aan die hand. En is in hierdie gesprek en verhouding, waarin die Here sê, dis oké. Bring jou ou mens na my toe. En wanneer ons met ons ou mens na hom toe gaan, dan gaan hy vir ons sê, nuwe lewe. Ek weet, ek ken jou deur en deur, ek ken jou gedagtes nog voordat dit by jou opkom. Ek weet, dis daar. So moet dit nie wegsteek nie, vat dit na hom toe. En wanneer jy met jou ou mens na hom toe gaan, dan mag jy hoor, die sonde is vergewe, die oue is verby, die nuwe het gekom. Paulus sê dit baie mooi, in Christus is ons nuwe skepsels, die ou mens is verby, die nuwe het gekom. Maar ek glo dit eers, wanneer ek met my ou mens na my Vader toe gegaan het, en ek by hom gehoor het, is afgehandel. Is verby, die nuwe het gekom. Nou as die ou mens nog springlewendig en gesond is, gaan ek elke dag na hom toe gaan. Want wanneer ek voor ek my kan kry, dan die ou mens weer regop gespring en ek het by 'n slegte plek geëindig. Nou gaan ek na hom toe. En dan gaan sy antwoord altyd dieselfde wees. Ek weet. Maar dit is verby. Dit is hanteer. Kom ons kyk na hierdie nuwe. Nou is dit belangrik daarom raak te sien, daai prentjie hardloop anti-kloks gewys, nie kloks gewys nie. Dis so anders as wat ons groot gemaak is. Jy moet jou beste vir die Here vat. Maar Christus gaan roep 'n klomp vissermanne. Hy roep vir Matteus, 'n tollenaar. Hy roep 'n klomp manne en later vrouens wat nie in die oë van die wêreld regtig geskik was nie. Stikkende mense. En hy sê, kom, ek sal heel maak. Ek sal jou leer, ek sal jou wys. Ek sal jou laat groei en gesond word. Maar dis in daardie verhouding met hom waar die genesing kom.
En daarom, wanneer ons praat oor hoe werk hierdie vernuwing van ons denke, dan gaan dit uiteindelik in hierdie ontmoeting met God, in hierdie gesprek en verhouding, waarin ek myself gee, my laagste, my grondverdieping, my ou mens, vat ek na hom toe. En dan mag ek hierdie woorde hoor. Jy is my kind. Ek weet van hierdie, maar hierdie is wat ek vestig. Hierdie nuwe mens is waarin ek werk. En daarin kan ek myself weergee as lewende heilige offer. En dis hoe vernuwing plaasvind. Hoe ek kan kom van 'n plek waar die ou mens my regeer, tot by 'n plek waar Christus in my lewe regeer. Omdat die nuwe mens ruimte het. Nou daardie beeld van Reinhard Bonke is baie mooi. Want wat is wat gebeur? Nou, ek gee my kamer of my boonste verdieping vir Jesus, maar so nou en dan kom die duiwel nog by daai deur in en hy maak chaos in my huis. Wanneer ek my lewe vir Christus gee, dan word hy die deurwag. En daar kom 'n tyd van rus en vrede in my lewe waar daar spasie gemaak kan word. Spasie waarin daar lewe kan ontplooi, waarin ek die man of vrou kan word wat God bedoel het ek moet wees. Maar dit gebeur nie so een oggend nie. Dis 'n proses. Dis 'n gesprek en 'n verhouding met God waarin ek hom vertrou, dat wanneer hy sê, die ou mens is hanteer, die nuwe is hier, dat ek hom glo en vertrou. Nou as dit waar is die vraag dan nou, hoe doen ons dit dan nou? Hoe moet ons lewe as hierdie waarheid waar is en ons dit regtig glo? En daarvoor luister ons na die woord van die Here uit Filippense 4. Hoe lewe ons? Ons hoor, ek glo, met ander woorde, dat God my verlos het, hy leef in my en deur my. Wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. En dis daar die stukkie in die katekismus van hoekom vreugde in God vind, want ek verstaan, is nie my ou mens nie, is nuwe mens. Is God by my, ek by die Here. En daarom kan ek bly wees. En Paulus sê, herhaal dit, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense, jouself ingesluit. Inskikkelik beteken dat ek jou die voordeel van die twyfel gaan gee. En daarom, wanneer ek by God, my Vader, tuis gekom het in Christus, dan veroordeel ek nie maklik ander mense nie, en ek veroordeel myself ook nie, want hy het nie. Hy het my in Christus nuut gemaak, my ou mens gevat, nuwe mens gevestig. En dan sê Paulus 'n baie belangrike ding, die Here is naby. En hy bedoel nie daarmee die wederkoms nie. Dit is 'n verwysing na 'n gedeelte uit Deuteronomium wat hy in Romeine ook aanhaal, as die Here praat met sy volk, nadat hy tussen hulle kom woon het en hulle onderrig het, dan sê hy, ek is nie ver van julle af nie. Naby jou, in jou mond en in jou hart, is die woord. En in Deuteronomium 4 maak die Here swaar water hieroor, en hy sê, uiteindelik sodat jy en die volke rondom jou kan weet, God is by jou. En dis wat Paulus in hierdie gedeelte op klem lê. Dis nie maar net bly wees omdat jy 'n lekker ervaring gehad het nie. Dis bly wees omdat ek verstaan God is naby my. Hy woon in my, hy is by my. En daarom moet oor niks besorg wees nie, maar maak aan alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En wanneer ons dit doen, sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor ons harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. As ek werklik glo, dat God my verlos het, dat ek met my ou mens na hom toe kan gaan, dan leef ek so. Want ek verstaan, hy is in my. Hy woon in my. Hy is die een wat in my werk ter goeie. En dis uiteindelik wat in my lewe sigbaar word. En nou is die vraag, is dit dan nou, hoe werk dit? Gebeur dit nou maar net een oggend?
Of is hier ook 'n proses? En natuurlik is hier ook 'n proses. Ja, nee. Antikloksgewys, ek gee myself, laat God my nuwe denke vernuwe in daardie gesprek wat ek met hom het, 'n nuwe mens word gevestig, ek gee myself as lewendige heilige offer, maar nog steeds die ou mens, en daar is dit belangrik, dat ons net hier 2 goeders sal vasmaak. Spreuke 4 sê, Salomo, wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe, en dan sê hy, en dis nou die belangrike ding vir ons, weerhou jou van leuns, baken jou koers af, stap die reguit pad, moenie links of regs afwyk nie. En dis nou wat ons hier vasmaak. Wanneer ek verstaan dat God my gered het, dan is ek versigtig oor dit wat in my hart leef. Elkeen van ons en ken hier die werklikheid van die ou mens met wie ons baie keer in gesprek moet tree. Ons noem dit selfgesprek. Hier's 'n gesprekkie in jou kop aan die gang. Nou, in die populêre kultuur is dit baie keer daai prentjie van die engeltjie, die goeie en die slegte engeltjies, of die klein duiweltjie op jou skouers. Maar dis die ou mens en jou nuwe mens wat daar in gesprek met jou tree. En die een na wie jy luister is uiteindelik die een wat jy gaan volg, en dit gaan nie goed wees nie. En daarom sê Paulus in 2 Korintiërs, wanneer hy oor hierdie dinge praat, 'n baie belangrike ding. Hy sê, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam. Die ou mens is vas in hierdie vlees, in hierdie ou liggaam. Maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig, en daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons ou mens gaan spring lewendig en gesond bly, totdat ons hierdie wêreld verlaat. En die ou mens gaan vir ons ander raad gee as dit wat God vir ons gee, en die ou mens gaan in sy opstand teen God baie keer vir ons sê dat ons kan nie die Here vertrou nie. So wanneer Paulus hier praat oor daardie redenasies en hooghartige aanvalle teen die kennis van God, dan is dit die ou mens wat in opstand kom. Is daar 'n baie belangrike vraag, wat is die wapens van ons stryd? En die wapens van ons stryd is die wysheid van God. En die wysheid van God is vir die Jode aanstootlik en vir die Grieke onsinnig, dis vir hulle dwaasheid, maar vir die wat gered word, die wysheid van God, die krag tot redding van elkeen wat glo. Dis die evangelie. God bewerk verlossing deur selfopoffering. Hy gee homself sodat ons kan lewe. Dis die wysheid van God. Dis die wapens. God het homself gegee vir sondige mense, en wanneer my ou mens my aankla en sê, jy is nie goed genoeg nie, kan ek antwoord. Kan ek daardie gedagte gevange neem en sê, nee, dit is waar, ek is nie goed genoeg nie, maar ek is belangrik genoeg, en daarom het God homself gegee, sodat ek, herskep in sy beeld, kan leef as kind van hom in hierdie wêreld. Ek is nie goed genoeg nie, maar ek is belangrik genoeg. Die wapens waarmee ons beklei in hierdie stryd, is die waarheid van God wat homself gegee het. Nou dis een ding om dit daarin in Korintiërs of in Romeine te lees, dis 'n ander ding om dit te beleef in my verhouding met God. Maar nou is dit, ons ou mens bly met ons, so wat moet ons maak? Neem daai gedagtes gevange wanneer dit kom. Nee, nie jy nie. Die ou mens is die een wat jou elke keer gaan vat na daar agter die bos, soos Adam en Eva gaan wegkruip vir die Here. Die Gees van God gaan jou elke keer na ons Vader toe vat. So wanneer daai gedagtes opkom, wat jou op die verkeerde pad wil vat, weg van God af wil vat, neem dit gevange. En so vinnig as moontlik, en daarom die muis val daar. Dis so. Wanneer dit opkom, herken dit, neem dit gevange, stop. Moenie toelaat dat dwaasheid, dat dit wat in God se oë dwaasheid is, daardie verkeerde idees in jou hart gevestig raak nie. Moenie dat dit in jou hart omgaan nie, moenie daaroor top nie. Moenie dat jou ou mens in sameswering met die bose jou wegrokkel van God af nie. So wanneer daardie gedagtes opkom, wat sê jy het nie 'n plek in God se teenwoordigheid nie, neem dit gevange
en hanteer dit. Maak dit gehoorsaam aan Christus. En dit gaan nie hier oor positiewe denke, dat ek net nie maar daaraan dink nie. Ek maak dit gehoorsaam aan Christus. En hoe doen ek dit? Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Dis nie my vermoë wat my herstel in my verhouding met God nie. Dis wat hy gedoen het. En dis die waarheid waarin ek vashou. So wanneer my ou mens my aankla, dan neem ek daai gedagte gevange, en ek gryp vas aan die waarheid wat ek in Christus ontvang het. Ek is kind van die Here. En ek gaan in daardie gesprek met my Vader in, sodat my denke vernuwe kan word. En dan, Filippense 4, vers 4 tot 9. Daardie oefening, dis nie een keer gelees en nou is dit vas nie. Dis elke dag, daglikse bekering. Om die gedagtes wat nie goed is gevange geneem, gehoorsaam maak aan Christus, en dan te oefen. En uiteindelik by daardie plek te kan kom, waar ek my gedagtes rig op alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, om my gedagtes daarop te rig. Om te sien, in my alledaagse lewe, hoe God wat getrou is, daardie woorde, wat hy in my gesprek met hom bevestig, dat jy is myne, en ek is besig om my beeld in jou te herstel, om te sien hoe dit in my lewe uitspeel. En daarvoor moet ek 'n hart en 'n oog hê. En daarom rig jou gedagtes daarop. Kyk vir daardie plekke en tye waar die mooi van dit waarmee God besig is, in jou en deur jou sigbaar word in hierdie wêreld. Dan sal die vrede van God by jou wees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierin voor U rustig word, dankie dat ons mag leef met hierdie sekerheid, dat U getrou bly, dat U op pad is met ons, en dat U ons aan die hand vat. En as ons deur die loop van ons alledaagse lewe besef en agterkom dat ons ou mens maar nog baie keer in ons lewe 'n sê het en daarin bepaal wat ons doen, veral in ons naby verhoudinge, in die gemeente, maar in ons huwelike, in ons verhoudings tussen ouers en kinders, en daar waar ons leef en werk, tussen vriende en tussen werkgewer en werknemers en tussen ons onder mekaar. Dan pleit ons Vader, maak ons sensitief vir die leiding en werking van U Gees. Dat ons U woord wat ewig vas staan en wat nooit onverrigte sake terugkeer nie, dat ons dit vanoggend weer opnuut ter harte mag neem. En dat ons sal lewe en mag lewe. En waar U vir ons 'n geleentheid gee elke dag om te groei in daaglikse bekering en dit in te oefen, pleit ons, maak ons bewus van U teenwoordigheid. En daarin U liefde en genade, dat ons met vrymoedigheid ook ons ou mens sal bring. Nie daarop sal talm nie, maar na U toe sal bring en sal oorgee aan U gee. En mag ons dan daarin die genade hoor, keer op keer. My genade is vir jou genoeg. Ek het juis gekom, sodat jy en ander kan lewe. Maak ons sensitief vir die leiding van die Gees, veral te midde van die arwar en gebrokenheid van ons wêreld, waar ons baie keer so in die versigtiging trap, in die versoeking kom om maar self 'n plan te maak. En help ons om ons lewens en gedagtes te rig op daardie goeie dinge, op dit waarmee U besig is, om U teenwoordigheid te leef, om ons blydskap en vreugde in U te vind, en in daarin te groei, en om ook daarin uiteindelik ons lewens meer en meer te gee, as lewende en heilige offers. Wil U ons hierin seën, as ons hierdie week tegemoet gaan, 'n week van selfondersoek, van die oog op nagmaal, sodat ons die groot wonder van U koms na hierdie wêreld, om te sterf in ons plek, te kan herdenk met hierdie Paasfees. Mag ons groei in ons belewing van U genade tot Vrydag. Seën ons hierin, as ons dit bid in Jesus se naam. Amen.
Kom ons antwoord op die woord van die Here deur saam te sing van Psalm 32 vers 1 en 4 en ons lê besonder klem daarop. Ons daar ou Afrikaans gadeslaan. Ons het dit nou al baie keer vasgemaak. Beteken nie pak gee nie. Gadeslaan beteken oplettend met aandag en besorgdheid oor jou waak of jou dophou. Dis God se hart. Hy is die goeie herder wat mooi kyk na ons. En daarin in vers 1, daar die mooi woorde, die een wat hoor, mag hoor, jou sondes is vergewe, ons mag met hierdie waarheid leef. Maar dan kom ons baie keer by 'n plek, en dis hoekom daar die tweede vers ook vir ons belangrik is. God se goedheid reik baie verder net as ek het jou sondes vergewe. Ons hoor dit baie mooi, ek wil jou oppas soos 'n herder, en ek wil jou voet op 'n veilige pad laat gaan, waarop my oog jou altyd gadeslaan. Ons gaan hierdie lewe in, nie alleen nie. God is by ons. Juist daarvoor het hy gekom. Kom ons staan en dan antwoord ons op die woord van die Here en daarna gaan ons bly staan vir die seën van die Here en dan vra ek dat jy net 'n oomblik die plekke sal inneem voordat ons verdaag. Kom ons gaan leef voluit en vrymoedig as kinders van die Here. En as ons die nuwe mens, die goeie wat God doen in ons lewe ervaar, kom ons blom daarin. Vind vreugde daarin, groei daarin. En as die ou mens sy kop uitsteek, vat dit na die Here toe. Hy sal vergewe, want hy is getrou en regverdig. Hiertoe seën die Here ons ook in hierdie week. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons hemelse Vader, en die krag en die leiding van die Heilige Gees is met u elkeen. Amen.
Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Gaaf, ons maak dit vas, die vraag is vir die vreemdelinge wat die Here nog sal byvoeg, so ons hou dit in gedagte, en dis maar net as daar enige onduidelikheid is, die Here sê kom, laat ons die saak uitmaak, so ons mag vra, is nie verkeerd nie. Baie dankie, mooi dag, altyd is daar koffie, ek nie gesien, nee, dis vakansie, alright, dankie, mooi dag vir julle.